Daar is minstens 3 mense in die Nuwe Testament met die naam Jakobus. Eerstens was daar Jakobus, die broer van Johannes, een van die 12, en die eerste disipel wat 'n marteldood gesterf het. Dan was daar 'n ander disipel, ook genaamd Jakobus. Hy was die seun van Alfeus, ook genoem Klein Jakobus. Die derde Jakobus is die halfbroer van Jesus en waarskynlik die oudste van Josef en Maria se kinders, aangesien hy elke keer eerste en Judas laaste genoem word. Jakobus, Josef, Simon en Judas. Naas die Here self het hy beslis die belangrikste lid van die gesin geword. En tog met die aanvang van Jesus se openbare bediening het nie enige van Jesus se halfbroers in hom geglo nie. Al blyk dit of hulle hom op verskeie geleenthede of besoek of vergesel het hulle afstand gehou. Die spanning is duidelik wanneer hulle hom kastig aanmoedig om sy wonderdade nie langer geheim te hou nie, maar dit openlik in Judea te gaan doen. Daar word vertel dat toe Jesus aan die kruis sterf, Jakobus so ontsteld en spyt was oor wat hy oor hom gesê en hoe hy hom geterg het, dat hy besluit het om nooit weer te eet nie. Hy sou sekerlik gesterf het. Ons weet natuurlik nie of dit waar was nie. Wat ons wel weet, is dat Paulus skryf dat Jesus 3 dae later persoonlik aan Jakobus en daarna sy volgelinge verskyn het. Geen wonder dat Lukas spesiaal melding maak dat Jesus se broers en Maria, sy moeder, deel was van die 120 disipels wat vir 10 dae tussen Hemelvaart en Pinkster bidend op die uitstorting van die Heilige Gees gewag het nie. Merkwaardig dat nie Jakobus of Judas in hulle briewe melding maak van 'n spesiale band met Jesus nie. Judas verkies om eerder te sê, ek is die broer van Jakobus, as ek is die halfbroer van Jesus. Jakobus word kort na die vertrek van Petrus die leier van die Jerusalem kerk. Ons lees hiervan in Handelinge 15, wanneer die moederkerk voor 'n krisis te staan kom en daar 'n uitspraak gelewer moet word oor die besnydenis van nie-Jode. Die uiteindelike besluit het die potensiaal gehad om te bepaal of die Christendom 'n Joodse sekte sou bly of 'n universele geloof sou word. En tog het Jakobus, gelei deur die Heilige Gees en in oorleg met die skrif, beslis dat besnydenis nie nodig was vir nie-Jode nie. Sy wyse hantering van 'n delikate saak het eenheid en verdraagsaamheid gebring en die kerk tuis en oor see versterk en verenig. Dit kon egter so anders gewees het. Geen wonder hy skryf met soveel gesag oor die wysheid wat van bo kom nie, allereers sonder bybedoelings, vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak, sluit hy af. Hierdie was nog altyd vir my een van die heel mooiste, maar ook moeilikste skrifgedeeltes in die Bybel. Wat my bring by Jakobus se brief, die eerste van die algemene briewe, omdat dit nie aan 'n spesifieke kerk of persoon geskryf is nie, maar as 'n omsendbrief gerig is aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Hierdie Joodse gelowiges rondom die Middellandse See het voor 'n totaal ander situasie te staan gekom as die Joodse gelowiges in Jerusalem. Terwyl laasgenoemde gesukkel het met wettisisme, is die diaspora gemeenskappe gekonfronteer met assimilasie. Skaam om as Christene gesien te word, het hulle allerhande toegewings begin maak. Omdat die meeste van hulle Israel om besigheidsredes verlaat het, was geldgierigheid 'n ander uitdaging. Wat verduidelik waarom een Jakobus se hooftemas rykdom is. Jesus het meer as een keer gewaarsku dat mens nie God en Mammon kan dien nie, iets wat die Fariseërs nie heeltemal verstaan het nie. Hulle was dan ryk en godsdienstig. Geldgierigheid word nie vernet as die wortel van allerlei kwaad beskryf nie. Die rede hoekom heelwat van die onderwerpe wat Jakobus aanraak direk verband hou met welvaart. Nog 'n fokus van Jakobus is die tong, want baie van ons probleme kan teruggevoer word na ons onvermoë om 'n wag voor ons mond te sit. Dis David Pawson wat nie kan help om te wonder of hy teruggedink het aan sy eie ondeurdagte opmerkings teenoor Jesus toe hy hierdie dele geskryf het nie. En tog verstaan mens waarom mense in geïsoleerde omstandighede en ver van die huis, soos hierdie Christengemeenskappe, sin probeer maak het uit die karige brokkies nuus wat hulle dan en wan van die huis af gekry het.
Misverstande na weerskante was sekerlik aan die orde van die dag. Buiten die klem wat Jakobus lê op wysheid, waarna ek vroeër verwys het, is die laaste tema van sy brief die wêreld. Onomwonde verklaar hy dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is, of, soos die boodskap dit stel, sodra jy die rug vir God en vry na die sonde. En tog beteken dit nie dat ons van nie-gelowiges moet wegbly nie. Ons moet net bedag wees en daarop dat terwyl nie-gelowiges ons mag respekteer, dit nie beteken dat hulle nie gaan ophou probeer om ons aan hulle kant te kry nie. En daarom dan sy klem op suiwer godsdiens, wat hy sien as die versorging van weduwees en weeskinders in hul nood en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Volgens Josephus, die Joodse historikus, is Jakobus in AD 62 met klippe doodgegooi nadat Ananias, wat 'n moeilike naam, die hoëpriester, hom voor die Sanhedrin gebring het. En terwyl hy die respek van die inwoners van Jerusalem gehad het, het Ananias hom gevrees en gehaat. Josephus verduidelik dat daar in hierdie tyd groot onmin was tussen die ryk aristokrasie, waarvan Ananias deel was, en die armer dele van die bevolking. En dit verduidelik aan die een kant hoekom Jakobus hom so sterk uitgespreek het teen ekonomiese uitbuiting, en aan die ander kant verduidelik dit hoekom Ananias ten alle koste van Jakobus wou ontslaa raak. Wat my bring by Jakobus se bynaam, die regverdige. Die 4de eeuse kerkhistorikus Eusebius haal die volgende oor hom aan. Hy het die gewoonte gehad om alleen in die tempel in te gaan en is gereeld op sy knieë gevind, besig om vergifnis te vra vir die volk, sodat sy knieë hard geword het, soos die van 'n kameel, omdat hy hulle gedurig gebuig het in die aanbidding van God, want hy was baie regverdig en is daarom die regverdige genoem. Ek is oortuig dat daar geen verwarring by ons as gelowiges is nie. Ons weet ons word deur genade alleen gered en nie deur goeie werke nie. En tog skryf Paulus in sy brief aan die Efesiërs dat God ons in Christus Jesus geskep het om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Realisties en met die fokus op diensbaarheid spoor Jakobus die regverdige ons deurentyd in sy brief aan om doeners van die woord te wees, nie net hoorders daarvan nie. Kom ons gaan wees dan sout en lig en reik hartlik uit na alle mense.